In die geloofswêreld en in die kerklewe is daar altyd 'n moeilike ding om te verstaan, want daar baie kerke en baie gelowiges. So in ons geval is daar veral in Paulus skryf in Romeine, ons is in Christus. So ons as Christene is die sentrum van ons geloof, is nie sommer net dinge wat ons doen soos kerk gaan of die geloofsbelijdenis opsê wat we wil. Ons sentrum is Jesus Christus. Hy is die middelpunt van ons geloof. En dan altyd in die kerk is daar baie gestryde hieroor. Wat is nou belangrik, wat is nie belangrik nie, wat moet jy doen en wat moet jy nie doen nie. En in die Bybelse tyd, het die mense net so gestryd. En ek lees vir in Galasiërs 3, vanaf vers 1 tot 6, skryf Paulus vir Galasiërs, julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Weet julle verstaan benedel? Jesus Christus is nog so duidelik aan julle verkondig, dat julle ons te waar aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou, of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin, wil julle nou in eie krag eindig. Was al julle swaarder dan verniet? Het kon nog nie verniet gewees het nie. Hy wil julle met die Heilige Gees toerus die kragtig onder julle werk. Doen hy dit omdat julle die wet onderhou, of omdat julle die evangelie glo? So was het ook met Abraham. Hy het in God geglo en God het hom vrygespreek. Daai laaste gedeelte van Abraham kom uit Genesis 15 vers 6 uit. Die ou vertaling staan daar, en Abraham het in God geglo en God het dit geag tot sy geregtigheid. Aan die ander woorde, dis nie omdat hy een of ander iets gedoen het, Abraham, hy het geglo in God. En God het gesê, nou is dit reg. Hierdie geestelike debat is baie steel aan die gang in die land vandag. Allemaal stry daaroor, die kerk stry daaroor, allemaal stry daaroor. Wanneer is jy nou eindelijk gered? Ja, maar die spel fout. Wanneer is jy nou eindelijk gered van die ewige dood? En honderde kerke verskil oor, en honderde mense verskil oor, en wat ek kan sê, soos Paulus vir Galasiërs sê, moenie dat jy so sonder begrip wees oor die laaste preek nie. En ek gaan nou spring na Romeine, as jy jouself begin doen, dan lees jy Galasiërs, en jy lees Romeine. Maar as jy klaar met Romeine, dan lees jy Galasiërs. As jy klaar met Galasiërs, dan lees jy Romeine. En dan hou jy aan, tot jy dit goed verstaan. In Romeine 8 vers 1 staan daar, daar is dus nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En dit is so moeilik om te verstaan. Want ons kyk aan mense, en sê ek daar, waar ou vloek te veel, waar ou vloek te veel, waar ou drink te veel, waar ou is te lei. Ons het allerhande dinge wat ons sê van mense, wat ons so glo, dat kan gered wees. Maar hierdie tekst is onwillekeurig net een ding. Die wat in Christus is daar geen veroordeling meer nie. En niemand van ons wil het glo. Niemand in die kerk wil het glo. Sê, ja maar, ek weet julle sit hier en dink, ja maar. Want die kerk gelowiges van vandag het baie ander kriteria. Ons het honderde ander kriteria's, hoe ons mense beoordeel, is hulle gered of nie. Ek onthou 30-40 jaar terug in die kerk, as jy nasionalisties was, as jy vir die regering gestem het, dan was jy gered.
Die nie vir die regering gesê nie, was jy nie gereed. So daar staan ons nasionaliste in Nigeria. En dis vandag baie weer so. In Amerika is die mense baie ernstig hieroor. As die nasionaliste is hier reg. Die nie nasionaliste is hier verkeerd. Vir baie jare ons ingekruis is so kultuur, die kultuur goed maak met die Christen, die kultuur goed maak met die geredde. En mense in sekere kultuur goed, so mag ek sê, daai is van 'n ander kultuur. Daar is in die Oostes is, kan toch nie gered wees nie. Vir jou eie kultuur, die feit dat jy voortrek is, of jy Afrikaans is, of wat jy boerenmense is, sê jy is gered. Die ander is nie gered. Baie mense is rasgedrewe hieroor. Dit is baie ernstig. En dan luister jy die Bybel dat ander rasse nie helemaal gaan nie. Dis in Nigeria. Baie mense glo in die liturgiese deelname, paranoor as jy besny, of as jy gedoop, of wat sy liturgiese deelname jy ook al wil glo. Baie mense sê, as jy dit nie gedoen het nie, ek het nie weer die preek geluister, wat gesê, dat iemand preek, dat jy moet wedergebore wees om gered te wees. Dit is waar, as jy dit reg verstaan, as jy dit reg verstaan is het waar, dan staan die Johannes 3. Staan daar, met die bedeelings. Maar dan moet die wedergeboorte reg verstaan. Wedergeboorte, ek sal volgende week daar doen. Baie mense in die liturgiese deelname as 'n kriteria van hulle. In 'n sekere tyd in die geskiedenis wat geografiese posisie baie belangrik was. En baie mense glo vandag nog aan die Sion-teologie. Hoe nader jy aan Sion kom, of Jerusalem, of aan die tempel kom, hoe beter is die kanse. As jy daar by ook aan die tempel staan, baie Jode grafte daar gekry, want hulle glo nader in Jerusalem van die val daar, dan gaan jy gered wees. So mense wat hulle geografiese posisie bepaal. Daar was 'n tyd in die kerk, die keiser, die baas was van die kerk, in 300-400 na Christus, en onderdanigheid van die keiser is gekoppel aan die reding. Het die keizer geld gegreep, die keizer gehoorsaam wees, dan was die reg van die kerk. Die kerk het ook reg geag. En vandag, baie van ons, gooi ons godsdienstigheid voor. Hoe meer godsdienstigheid is, hoe meer edel jy is, hoe meer vroom jy is, hoe meer wat jy hoe meer dit, wat ook al. Sê dit is jou kriteria vir jou lewe. En net so vir gehoorsaamheid. Baie mense nog sê, genade is niks nie, gehoorsaamheid is alles. En dan sal hulle sê, kyk nou maar vir Noag. Noag het toch uit gehoorsaamheid in die ark gebou, nie uit genade. En dan word gehoorsaamheid jou eie verdienste waarin jy aan voldoen om gered te word. En dan ons grootste probleem is sonde. Ons doen sonde is die beste en grootste kriteria van God om jou hemel toe te vat of nie. Ons doen sonde is die grootste ding in die hele wêreld. Christus is nie 'n issue. Jesus het dit 'n non-issue gemaak. Want hy het vir almal se sonde gesterf aan die kruis. Hy het 'n non-issue gemaak. Maar nee, ons hou aan ding, dis 'n probleem. Ons bou dit onwillekeurig in ons lewe in. In ons gebede in. Here vergewe ons skulde. Here vergewe my sonde, vergewe my sonde. Ons bid dit oor en oor. En weet jy wat staan daar in ons Vader? Bid nie die Here ons Vader, Here vergewe my skulde, soos ek my skuldenaars vergewe. Here het jou vergewe. Jy wil nie die
my skulde afgegewe. Dit is die hele ding. Sonde hou jy nie helemaal uit nie. Dan natuurlijk voorkere. Allemaal wat van gitter hou, hulle gaan nie hemel toe. Allemaal wat van blauw hou, hulle gaan nie hemel toe. Dus as ons Jesus uit die Bybel uithaal en uit die geschiedenis uithaal, en aan een kant sit, en weggooi, en hy het niks nie uit aan my gehad, ons gooi hom weg, ons sit al die ander goed voor, wat jou red en wat jou nie red nie. Jesus is niks, al die ander goed wat jou red. En dit is nie waarheid nie. Dit is nie waarheid nie. In Korintiërs 15 vers 2, net soos ons almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, net soos ons almal in Christus lewendig gemaak word. As jy deel in die sonde en die verdoemenis, omdat jy na wat Adam gebore is, wat Adam en Eva gesondig het, dan kan jy ook deel in die lewe deur aan Christus deel te kry. Want hy het die prys betaal. Hy het gesterf van ons sonde. Ook ons het tot geloof in Jesus Christus gekom, en dit is hoe ons vrygestreek is, deur in Christus te glo. Deur hierdie geloof in Christus, Jesus, is jy nou allemaal kinders van God. Want jy allemaal wat jy in die dood met Christus verkenning is, het in deel van Christus geboren. Jy maak die saak of iemand een Jood of een Griek, maak die saak of iemand een slaaf of vry is, maak die saak of iemand een man of een vrou is. In Christus Jesus is jy allemaal een. In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is geloof wat die liefde tot dade oorgaan. En as jy nou, ek wil hierdie tekst, as ek nou ou eksegetiese preek wil gee, dan sal ek hierdie tekst gebruik en so sê, dis nie van belang of jy gedoop is nie, dis nie van belang of jy kerk te gaan, dis nie van belang of jy sonde te bly nie, dis nie van belang, jy kan enig iets daarin sit. Wat van belang is die geloof, wat hier die liefde tot dade oorgaan, die regte geloof in Jesus Christus. En ek kan hierdie preek 100 keer preek, en vir duisende mense preek, en as ek sê amen vandag, dan staan die mense op en sê, ja, mama. En ek sluit af met die tekst in Romeine. Daar is dus daar geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Die wet van die Gees wat jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Gaan lees in die tekst oor en oor 40 keer. En om dit te verstaan wat ek nou vandag al is gesê, daar is een voorbeeld in die Bybel. Toe Jesus gekruisig is, toe alles volbring is, toe hy gesterf het van ons sondes van die hele wêreld. Toe was daar twee ouens wat saam nog gekruisig was, twee misdadigers. Hierdie misdadigers, ons weet presies wat hulle gedoen het, maar hulle was nie mense van goeie karakter, hulle daar vieslik dade gepleeg, hulle daar verkrachtings gedoen, ons weet nie wat hulle gedoen het nie. Dit kan erg gewees of nie erg gewees, dit kan rof gewees nie. Maar hulle het nie, hierdie het nie onberispelike karakter gehad, hulle was misdadigers, hulle was robbers. Soveel so dat iemand besluit dat die eerder doodgaan en die wêreld red van hulle ongienigheid. Hulle het geen godsdienst gehad. Hulle was Romeinse burgers gewees, skole Romeinse doodgesterf. Hulle het geen skulderkenning gehad nie. Hulle het nie gesê, Here vergewe my sondes, en hulle het nie gesê nie. Geen dood, geen inleiding, geen verloofsbelijdenis, niks.
niks gehad, hulle het nie eens nou gehad. Net een van hierdie twee ouens het 'n vaste geloof gehad en daai ou wat in die naam van die Here wat gesterf het. Hy het gesê hierdie is die seun van die lewende God. Hierdie Jesus van Nazareth. Hy is die seun van die lewende God. Hy het geglo in Jesus. En Jesus het vir ons genaam, die saam in die paradys. Hoekom verander ek en jy hierdie deel? Hoekom verander ons hierdie deel? En vir almal wat ons sê, nee, jy moet dit doen, nee, jy moet dat doen. Ons het die vier verskriklikste voorkeur van duisende mense, wat hulle mag doen en hoe mag doen. Maar Jesus sê vir die ergste ou, langs hom, vanaand, is die saam in die paradys. Vriende, ons het baie om te leer oor ons eie geloof. Want ons doen dit volgens die kerk, ons doen dit volgens die Jode, ons doen dit volgens die tempel, ons doen dit volgens bepaalde en volgens honderde ander maniere doen ons dit, maar ons doen dit nie op Jesus Christus se manier doen. Ons het baie om te leer. En die grootste probleem is ons selfgerechtigheid, ons eie selfsug, wat sê vir myself, maar ek is reg, ek sal so doen, ek sal so doen. Kom ons bid saam, Here, vergewe ons onkunde. Ons weet dat Jesus is die sleutel. Ons weet dat die prys betaal. Ons weet dat die deur word gesluit. En ons weet net hy gaan ons op die bus wat klim en hemel toe gaan. Daar is nie 'n ander manier nie. Al is ek die mooiste mens, al is ek die sondeloosste mens, die vroomste mens. En ek is nie op Jesus se bus nie, kan ek nie maak. Help my om hierdie genade te verstaan. En om te verstaan dat my verhouding met Jesus Christus vir my die deure oopstel. My verhouding met die regte lewende God die deure oopstel. En dat my worstel hiermee iets van die verlede kan wees. Dat ek kan vorentoe kyk en sê, Here, U is my Vader, omdat Jesus Christus my broer is. U het my die Gees gegee, omdat ek Jesus aangeneem het. En U geef my die lewe, omdat ek in 'n verhouding met U staan. En dit in Jesus se naam. Amen.